12 days, 6 guys, 1 new amazing canopy, the RLD Design Generation 4. This is Botswana. Come with us on this journey. 2 Big Macs and fries. Come tomorrow. Dankie. So last night we pitched up here at Mariti Bush Lodge and it was absolutely pouring down. Unfortunately we couldn't show the rain, it was just soaking wet. But this morning we woke up and what a beautiful day. We are heading out, we're heading to the border right now at Groblersdal Bridge and we are ready for this amazing journey that's lying ahead of us. Behind me is the guys getting ready with all their tents. Willie is currently, he's the one who's putting down his tent and we are almost ready to head out. So let's go and get on the road. Dankie vir jou hoor. Baie dankie vir jou. Rickert. Baie dankie. Ja, baie Rian. Sorry, ek val gou hier intussen in nou ander daai storie het so wie hoor hier is om kyk aan die regterkant. Maar hulle is so wit lyn, dis die begin van die panne. Excuse me, I've never seen a weather report while we're busy with a TV car trivia. Sou dit alweer. Hoe sou dit alweer?
Lekker. Lekker, ja. As jy nou 'n bietjie seer gesit. Ja, nee, is lekker seer. How's it? How you? 'n paar lekker gate daar. Sy cruiser se bumper sal die water vat voor jou. Weet jy weet. Ja, dan nie 'n goeie co-pilot is nie, maar toe gaan Marius en hy stoot vir hom deur. Ja, dis goed. Was dit lekker? Wat Ja, voor hierdie foto keer was is dit van? 2 hande en ek Wel is dan. gekonsentreer. Wel dan, ek is baie trots op jou hoor. Jy is ek sê vir ek uitgevou jy is 'n uitser. Okay, so jy moet een gooi. Nee man. Sy in. Hallo julle, hallo môre. O, is inkie, sorry. Wat sê jy sien? Skip some more. Daar sê jy sien. Johnny Bravo. Dis nie 'n reparasie nie. Dis water vir die windscreen. Sê jou dan. Eentjies in 'n ry. Nog 'n tafel. Voel julle bedruk? Nie vir my plek gee. Yes, please. Can you add another? Ek weet nie of hulle dieselfde tipe vleis het nie, maar ek probeer lekker die chops. Die chops is Hierdie lekker. voel presies soos Suid-Afrika. Dit doen. Ons lamb shank, ook of ons lamb shank. Ons gaan later weer terugry so. Okay. Belangrike tip. Ek sê belangrike tip, ons gesê as ons ver moet beweeg in Botswana. Ja. Dit is badkamer toe of iets, 'n ry mens maar eerder, is veiliger. So wat ons nou gedoen het is oefening vir die veiligheid. Van daar af het ons gery tot hierso. Ja. Ons gaan dan nou weer terugry, kan ons al verder gaan kom. Okay, dis Goed. dis goed. So wat amazing is van Botswana sover is net die absolute openhartigheid van die mense. Dit is absoluut net ongelooflik om te sien hoe die mense vriendelik is en die plek is so mooi skoon en so tegemoetsaam wat die mense net groet en dit is so lekker om te sien. Ons gaan vandag baie water dink ek ervaar waar ons gaan ry. Ons gaan so 150 km doen en ons beoog om so 4-5 ure vandag te spandeer. Dis nou afhangend as ons een van ons hier dalk vasval of iets dit nie. Ons vertrou dit gaan 'n goeie dag wees en ons gaan dit geniet. Man, hulle verkoop hierdie oulike tablette. Is dit medisyne vir die kar? Dis medisyne vir die windscreen. Dis so vuil, so ek gaan nou kyk of hierdie oudjies werk. En ou hier binne het gesê dit doen. So ons vertrou hom. As hy kan uitkom. So wat is dit? Prepsel, wat doen dit? Nee, hy los op. Ek dink dit is so 'n bietjie sepie. En ons kyk. Sien. Ek sal volgende keer as ek kom bietjie meer vertrouheid hê in wat hier alles is. Ek meen jy dink maar jy gaan Afrika toe dan is daar nie eintlik shops of so nie. Maar meantime, Woolworths gepak. Dis ongelooflik. Woolworths en Checkers. Bietjie meer verskeidenheid vleis en Checkers. Nou is ons hier by Midas. Ons kry so 'n bietjie 'n paar goodies. Die ouens soek onder andere 'n maatjie en 'n paar grondseile en so.
Maar van hier af stoot ons nou deur na Third Bridge toe. Die ouens sê ons gaan 'n bietjie nat wees, ons gaan 'n bietjie vassit. So dis deel van die fun and games en ja, kom ons doen dit. Jy sê die yskas kan baie koud gaan. Is daar vrieskas ook in hom? Ja, dis 'n lekker vrieskas. Allemaal goedjies is mooi gevries. Produkkies is koud. Dis wat ons wil hê. Dat klink goed. Twee bar. Ek baie lekker hoor. Dit is 'n fees. Ag, ek sing saam liedjies sing. So nou hoor ek julle nie dan moet ek sagter sê so ek sal net 'n bietjie konsentreer. Want grappies vertel. Dis ons oulike grappies. Ek kry so lekker. Dit is so lekker. Dit is mooi wel. Gelukkig. Just entered the Moremi Game Reserve now, about 5 kilometers in. We already saw elephant, giraffe, impala, zebras, wildebeest. Yeah, this place just stays magic. Don't come here enough. You get so caught up in visiting all of these different places like we did in last year with Gonaro Zoo, and always keep on going back to Mabua Sube and the Kalahari, and that you almost don't remember the Moremi anymore. And as soon as I entered again, the magic started all over, and the overlanding bug that bit me the first time that I did this trip bit again. So yeah, it just goes to show it's not that the places go down on your list. It's just that you don't get to visit them often enough, and you start to forget how beautiful these places really are. So yeah, what a privilege to be back. Hopefully I'll be back soon again. Well, as you can see, it started raining now again. Absolutely pouring down with rain. You can barely see where we are driving. All of the water holes or boggles are filling up very, very fast. So now, yeah, this is what a start to the Moremi. I'm the only person that's been here out of all of the guys that's with me on the trip. And what an introduction to the Moremi this is. Let's have a look at this. I'm not gonna open my window. Obviously you can see how much it's raining. But yeah, let's have a look at this.
trek het hier kry sweeties hoor. Sien dit doen. Nee, dis hierso. Hierdie ding is 'n probleem. Nee, maar Ek moet net die exhaust losmaak. So dis dag 3 vandag en ons is by Third Bridge. Dit is baie rustig, baie reën gehad gisterand. Ons het bietjie probeer vuur maak, maar ons is uitgereën gisterand. Ons het lekker sports gehad met Dahina, eintlik 2 wat so bietjie in die kamp kom kuier het. Dit was al wat ek kan sê, opwinding en daar was geskree. Nee, daar was weggejaag. Hey, hy soek iets aan die kant. Kom aan. Kom aan. Hey. 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 Kom ons sê so. En ons het vanoggend 'n lekker rustige dag. Ons gaan ek gaan daai in edit. Hey. 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 Nou daar. Lekker reën gehad. Lekker rustige dag. Dit is beautiful. Die weervoorspelling sê vir die volgende paar dae dit is bietjie bewolk en reënerig. So ons gaan elke dag maar 'n bietjie sport sê met die nattigheid. Dit was weer eens 'n fantastiese dag gister om hier uit te kom. Elke ou se vermoë is maar getoets deur die waters. Die voertuig het wonderlik gehou. Dit is seker om te sien hoe die ouens ingerig is. Dis lekker om te weet jy jou accessories goeders is baie accessible en lekker van die grond af. Een van die great dinge van hierdie hele setup is dat elke ou het 'n power storage unit agter in sy voertuig. So gisterand om footage af te laai van wat ons geskiet het vir die dag was so eenvoudig. En ons kon laptops lekker charge en elkeen het lekker solar op die tops. Ja, ten spyte van al die reën, ons is deeltyd droog. Die awnings doen 'n fantastiese werk. Ons slaap droog, ons slaap vas. Ja, so ons is silwer skoon kan ek maar sê nie. Ons is kurkdroog. Ja. Nee, nog nie. Kom gou uit. Ons hoop nie daar is enige skade nie. Ons hou dit dop so. So ek sien op die oomblik het hulle al die winch al beet gehad en daar is ons tracks uit. Ek gaan nou weer 'n keer probeer om te kyk wat gebeur. Maar om my absoluut asemrowend. In die middel van Botswana.
So een ding wat ek net geleer het van gister is jou tyd is nie jou tyd nie. En ons het beplan om te sê, want ons gaan seker so uur en 'n half ry aan dit baie rustig as op die wild kyk. Ja, en toe word 'n uur en 'n half word 'n 5-6 ure episode. Kom toe aan die aand of in die laatmiddag in die kamp aan, kyk 'n lekker beautiful sonsak en dis ongelooflik. Jou beplanning wat jy het is in Botswana doen Botswana se beplanning vir jou. En dis iets wat my nogals uitgestaan het. Jy weet jy staan op die oggend met 'n plan en dan gaan dit ander kant toe. En ek dink jy moet reg wees daarvoor. Jy het jouself prys daarvoor. Wat ongelooflik is hoe vinnig mense dit kon regkry. Hoe vinnig het Hendrik hulle ingespring, hoe vinnig kon ons by ons gear uitkom. Rian het self daar 'n bietjie snacks gekry aan die kant van sy voertuig uit terwyl hy aan die kant staan met die one-handed operation nuwe pushlags van die Gen 4. So dit was incredible. Dit regtig 'n lekker dag gewees. Vanoggend beautiful, nuwe dag. Almal is besig om reparasies te maak, nuwe pak en jy weet baie sand en stof. Ek self is bietjie om te kyk. Ek leer so baie by die ouens en ons pak bietjie oor waar jou recovery gear moet wees en jy skaaf maar. So by die huis pak jy op een manier en dan soos jy by die trip aan die gang kom, dan pas hy ou maar aan. En dit is net ongelooflik en ons sien uit na die res van die trip. Elandworsie. 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 Met 'n mieliepoppie. Maar dit was nou amazing. Wat 'n belewenis. Shucks julle. Dit was so cool. Gaan 'n bietjie foto's en video's aflaai. Dan moet jy gaan kyk wat ons gekry het. Ons 'n paar interessante dingetjies op die water wat ons gesien het en 'n paar mooi voëls. En natuurlik afgesluit met die seekoei wat mooi gemaak het. So ek het 'n paar slow-mo videoetjies geneem, 'n paar fotootjies geneem, so en om sulke mooi plekke af te neem is ongelooflik. So ja, ek sal nie nou graag op 'n ander plek wil wees nie. Daar is ons skepping die skepping wat vir ons gegee is groot en amazing. So daar is baie dinge om te beleef, baie dinge om te sien. En hier is een van hulle en dit is absoluut awesome om in te neem en te sien wat daar was ons vandag op die Okavango Delta en wat te beleef is, wat te experience. Ek sê vandag vir die ouens, wil jy check bietjie op die kaart waar is ons? En dan net om my spot te sien op die water. Incredible. Like dit? Like dit? Wat vang jy hier so aan? Ek maak vir ons hoender curry. Dit lyk met basmati rys. Dit is lieflik. Wat was jou ervaring geweest daar op die water? Ja, dit was fantasties hoor. Ek dink nie ou besef waar jy was nie. Om so op die water in die delta te wees is amazing. Amazing. Kan niks anders te sê nie, it was amazing. Beautiful. Jy het gesê ander mense is seker op die besig om rugby te kyk vanmiddag of braai te maak, braaivleis viere hoog te maak daar in Pretoria. Net so.
Wat sal jy vir die mense sê om hulle meer uit te lok hierdie kant toe? Wel, ek dink is maar ons is baie bevoorreg om hier te kan wees. Ek dink nie almal het dieselfde voorreg om hier te wees nie. Maar is definitief die moeite werd om te kom explore en sou jy die tyd hê om dit definitief aan te pak, verseker. My opinie. Ek dink dit is weer eens, dit is geseënd om hier te kan wees en het is absoluut 'n voorreg om deel te wees van so 'n ekspedisie. Ons kykers. Ja. Vandag met julle dophou. Ons is hier so by Magoto, ons het hier aangekom en dit is absoluut asemrowend. Wat 'n wonderlike dag, baie nat. Ons het van Zakanaka afgedeur gery, seker so 50-60 kilos onderby en ons het die kamp opgeslaan en wat 'n mooi prentjie het ons nie. Ons het al klaar 'n bietjie leeu's gehoor, sien uit om vanaand 'n bietjie die naggeleide te hoor. En ja, ons is deel van die trip hier, so die ouens besig om lekker kos te maak aan die agtergrond. Kom ons gaan kyk bietjie wat maak hulle vir aandete. Besig om 'n bierbrood te doen, à la Bali-styl. 'n Lekker bierbroodjie. Ja, bierbroodjie. Self-rising flour, 2 St. Louis en 2 eetlepels teelepels sout. Nie eers, ons nie so vrek. En dit sal wees 'n St. Louis broodjie. Nie weer een. So Botswana broodjie. Noem ons hom 'n St. Louis broodjie. Dis St. Louis broodjie. Ons haal gewoon hierdie klonte uit. Hy's amper daar. Kyk, nie net kan julle mooi canopies bou nie, julle kan kos maak ook. My chom, the art of sneakiness. Oeh, hier raak dit nou mooi. Zakanaka. Zakanaka. Dis die Zakanaka brood. Zakanaka brood. Nee. Zakanaka. So. Dan gaat hy 'n bietjie rus. Dat hy verdubbel het in volume. En dan gaat hy langs die vuur gaan staan. Lekker Hendrik, vertel vir ons hierdie, wat het jy hier vanaand? Marius, 'n paar lekker stukke rampsteak wat ons in Maun gekoop het. Die groot ding van Nee, wat? Ek kan nie. Boys, daar is ons sal daai 'n blooper maak. Jason, blooper. Hoekom het ons in die eerste plek besluit om Botswana toe te kom en 'n hele trip te hê vir hierdie Jane 4 launch? Hoekom het ons nie net dit gelaunch nie? Nommer 1 is want Rian en Willie hulle as die produk sê dit kan dit doen, dan kan hy dit doen want dit is waar ons dit kom doen. Dit is waar Rian die produk toets. Dis waar die produk gedismantle word, deur obstacles gevat word, oop en toegemaak word. Jy weet, stof. Dis real life, dis stof. Jy vat hom deur sy paces, as ek dit so kan sê. So in Engels sê hulle R&D, daar's soveel research and development wat al gedoen is en hierdie is deel van dit vir toekomstige produkte om 'n produk beter te maak. So dis nommer 1. Nommer 2, dis absoluut asemrowend om net te weet
Jy's deel van 'n span wat value om ook te travel en om die wêreld te sien, land te sien. Ons kon hierdie in die wildtuin gaan doen het. Maar dit is nie real life elemente wat ons wil die ou van die publiek wat 'n bakkie kan het en wat hom wil reek om hierdie dinge te kan doen. Ons wil dit wys dat dit is moontlik om dit te kan doen. Ek bedoel, hier's ek met die voertuig wat ek het en ons staan hierso. En ons wil dit juis oorbring vir mense om te sê hoor hierso, dit is wat jy kan doen. So dis die travel element, dis die R&D element vooruitgang. En ja, dit is in 'n neutedop die rede hoekom ons Botswana doen. En is amazing, as ek dit kan sê, net weer 'n keer. Dis awesome, Rowan, amazing. En soos die woord van hierdie trip is epic. Kyk, dis wat jy in die Bosveld doen as jy die hout bietjie nat is en jy in die gang wil kry. Boys, we have succeeded. Well done. Ons 'n kaas bierbrood. En sien lugs. Hy kan gaan vir 'n Coke en 'n bank, 100%. Dan moet jy vir ons 'n lekker koffietjie maak volg, hè? Wat vir jou? Cheers. Cheers. Ons rubbish van gisteraand. Hulle het hierdie hokke hier wat jy jou vel goed kan aanspreek. But wait, there's more. But wait, there's more. Daar gaan jy Hier is die paadjie. Ja, net hier weer gaan. Maar vat hom gou so dan, gaan kyk ons. Nee, ek is heel alright, dankie. Jy meen jy wil nie weer nie. Nee. En hierdie stukkie water het my gebreek. Hierdie kort stukkie. Kyk maar wat het gebeur. Ons is almal deur die rivier. En my broer se laat het saam my gery. Hy het gestaan in video's neem. En ek skree vir hom toe ek deur is. Klim saam jou oupa in die bak. En hy het dit nou nie gedoen nie. En ek moet toe terug, maar obviously kan jy nie deurloop nie. Die krokodille en goed. En ek kom toe weer deur die rivier. Ek tel hom op en hy sit nie, hy wil ook ry. Ek sit vir kry 100%. Ek klim daai kant in. En toe ons hier deur gaan. Toe aan die ander kant uitkom, ruk die bakkie so. Maar ek nog nie sy grap. Ek sê van jy grap. Hy sê nie, hy is ernstig. Kom jy nog iets aan? Toe sê ek aan. Dis hy gaan. Van daai kant af deur die rivier getou, maar dit is 'n otter. So, as ons die propshaft losmaak onder, om vasbind, toe tou ons om al die pad tot in die kamp toe karring, eers alles uitgestrip om weer droog te maak, so dis ook so goed weet om my eilangs uit mekaar te haal. Ek het dit al gedoen. Ek wou sê jy ken jou kar baie goed. Jy het gister hierdie matte vinnig uitgehaal. Want net 200 meter terug is die seekoeie wat ons gesien het en hier kan 'n krokodil wees. So as ek en jy besluit hoorie, ons moet nou hier deur. Jy kan nie uitklim nie. Ons kan nie nou hier risiko vat om hier deur te gaan. Dalk kan jy 'n krokodil hierso sit. Ek dink wat jy doen in so 'n geval is jy kyk jy ou op die trip waarvan jy die minste hou of wat jy die meeste probleme gee, stuur hom maar deur. Dat hy gaan kyk. Dis nou iets baie stout aan die gang hierso. Nee, verseker, ons nou kondensmelk koffie. Oh my word, Willie. Vertel my, hoe te vet kry jy dit in die middel van die bosry? Nee, ons is RLD my vriend. Ons kry hele fiets reg. Dit sê is lekker vroeg. En ons is op pad Mount toe. Ja, Toyota toe. Bietjie Toyota toe, ons gaan die cruiser invat, bietjie inkopies doen, bietjie recover in die dorp en dan stoot ons aan. Dis net so na 5 en ons gaan almal nou hierso vertrek op pad Mount toe. Hoorie, kykie, wat's dit?
Yes, maar is 'n pek hoor. Laksa. Hoe is dit? Is dankie tog ons gestop. Dit is die eerste keer in my lewe wat ek dit gespeel het. Nee, man. Hulle nog Kan nie wees. Waba! Ons maak net so 'n paar leftovers van gisterand se braai warm. Hier langs die pad. Wat meer wil jy? Vertel ons 'n bietjie van die trip en jou ervaring van die trip. Ek So moet sê, ver. is nat. Dis baie nat en dit maak dit bietjie challenging, hoor. En ek dink die suspensie sou die moeite werd gewees het want hy standaard suspensie sukkel so bietjie. Ons moet bietjie spoed vang, maar verder baie mooi. Baie mooi en redelik challenging. Hoe was dit vir jou om 5 uur op te staan en te ry? Nee, daar was nie 'n krisis nie. My foon was die keer aan, so ek kon my alarm stel. Anders as eergister toe ek verslaap. Jy weet. Ja, jy weet. Maar dit is mooi om so te ry en die son te sien opkom. Is absolute special. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 in die trop. Nice. So lekker sterk kiekie, maar is 'n mooie. Dankie baie. Hulle noem dit 'n morning shot. Jy weet, ietsie lig. Daar's hy. Chillig. Dankie. Nou in Maun, hier by Toyota. Ons gaan Rian se cruiser ingee om te kyk of ons 'n bietjie kan regmaak. En dan 'n bietjie die dag hier in Maun spandeer, bietjie charge, bietjie iets kry om te eet, was goed was en dan gaan ons aanstoot van daar af. Staan hier langs die pad en ons het 'n karwas gekry om ons bakkies goud te was terwyl Rian se cruiser reggemaak word. En wat vir my lekker is om te wys is hoe vuil en julle het uit die terrein gesien waar ons gery het, maar hoe vuil die bakkies is. Maar as jy die canopy kyk binnekant, die canopy kyk binnekant silwer skoon. En dit is wat great is van die Gen 4. Daar werk die donkie. Daar is 'n donkie wat vir ons werk. So guys, quick change of plan. Well, not a quick one. It's quite a big change of plan. We just left Maun now. We were supposed to head into the CKGR for the rest of our trip, and last night on DriveBots there was a letter published by Department of Environmental and Wildlife stating that Central Kalahari is closed due to all the rain and flooding. Wat gaan hier? Ek ry net.
die middel van die ngaaipanne. Ja, wat 'n asemrowende sonsondergang. En hierdie fotootjies gaan julle weer sien op die nuwe Gen 4 se browser. Dit is so mooi en wat 'n wonderlike tyd van die dag om hierdie te kan doen. Ons staan hier in die middel, sien absolute amazing wild. En wat 'n great manier om die dag af te sluit. Wat 'n pragtige dag, sien uit na hom. En kom ons vat die pad op pad na Baines Baobab. Goedemorgen, Flexfond. Okay. Nou, ouens langs die pad gekry wat gesê het daar's baie water wat voor lê. Ons kan net aan by die kamp sien met die baobabs. We thought we wouldn't risk it. It's probably okay. Is it? I don't know. We thought, what's the point? But anyway. You can come along then. No, we're going to follow if he goes across. Did you see the leopard at the side of the road? Oh, where? Die water lekker. Ons is hierso by Baines Baobabs, kampplek nommer 2 en ons het op die oewer van die eiland gery, op die kant van die eiland gery om hier uit te kom. En die water is heelwat opgestoot tot teen die kant. Lekker glad en 'n bietjie sports gehad met die lyne wat ons gery het. Ons het hier uitgekom. Dit is beautiful. Baie water en ek sien die wolkies het lekker saamgepak soos ek hierso stap. Val hy al bietjie. En ek hoop nie dit val te veel nie, want dit gaan dalk hierdie watertjies hier agter ons laat opstoot. En dan gaan dit 'n interessante storie wees om hier uit te kom. Maar dit is deel van hierdie avontuur. Lekker vroeë oggend. Ons is so 5:30 se kant weg daar verby die kampplek. Ons is so 5:30 weg by die kamp en bederf deur 'n ongelooflike mooi sonopkoms oor die panne. Incredible. Dit is merkwaardig, die sonopkoms is die wolke, dit is so mooi. En nou probeer jy jou uiterste bes om dit deur 'n kamera of deur 'n lens vas te vang. Is dit net iets wat 'n ou moet self beleef? Is net iets wat 'n ou moet sien met jou eie oë om die absolute beauty te sien. Dit is net incredible.
wat 'n trip, wat 'n great voertuie wat ons het. Die canopy, die gear wat ons het, die geselskap, die ouens, asemrowend, ongelooflik. Ons gaan beslis hierdie weer doen. Ek sien uit om weer Botswana toe te kom. Ons het baie gesien, maar daar's nog baie meer om gesien te word.